ontbytsake. Goeiemôre julle wonderlike mense en baie welkom by nog 'n pragtige vol program van ontbytsake. So bly net daar waar julle is. Ons kuier vandag saam met die bekroonde aktrise en skrywer Desiree Gardner, ook die skepper van die gewilde karakter Magda Lou, en hier is 'n scoop. Ons is sopas gehoor die reeks het 5 SAFTA nominasies gekry. Goeiemôre, baie welkom. Baie dankie, is baie lekker om hier te wees. Dis heerlik om saam met jou te kuier hier vanoggend. Wat jy voorstaan met die res van die span? Ja. My agbare kollega. Môre David, kyk sy blink, 'n blink blommetjie net vir ons. Hallo Desiree, baie welkom hier. Ons gesels ook met 'n organisasie wat boere bystaan in droogte geteisterde gebiede en vind uit oor nuwe ekonomiese bemagtigingswetgewing waarvan besighede moet kennis neem. Dag. Hallo Charlene, jy ken mos daai liedjie van Bok van Blerk? Nee. Desiree. Nee. Swak. Dis nie van my beter werk nie. In die sake fokus gesels Rami Consulting oor sonkragprodukte en die mense van Traffic Brand vertel ons van 'n digitale bemarking en ons wys julle ook die swierige Elios Valentynsbal wat die afgelope naweek plaasgevind het. Nou ons weet nie hoe ou Snorre hierdie werk gekry het nie, maar ek weet hoe Corley die werk gekry het want sy kan goed kook. Hallo Corley. Môre David, ja, sy sê ek maak mooi en smaakvolle kos. Nou vanoggend maak ek ontbeende lamsbout met gladde kapokaartappels en ratatouille en ons geniet dit saam met leeuwenkuil Heritage Sira. En ons kandidaat weer aanbieder, Elsie van Jaarsveld, staan gereed om ons weer te vertel wat hierdie week weer in die weer gaan gebeur. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Goeiemôre en welkom by Weersake. 'n Afsnylaag is tans aan die weste kant van Suid-Afrika. Dit beweeg al hoe nader aan ons en alhoewel ons dit nie op die kaart gaan sien nie, het dit 'n beduidende invloed op die reënval en wind. Dit kan selfs 'n bietjie lafenis vir die boere in die Noord-Kaap bring. Maar kom ons kyk na die toestande vir vandag. In die Oos-Kaap ligte reën in die oostelike gedeeltes, KwaZulu-Natal waar dit ook nat sal wees, donderbuie oor die sentrale gedeeltes en dan ook donderbuie oor Noordwes en die Kalahari streek en dit is dan vir vandag baie warm oor Limpopo en die noorde van Suid-Afrika. Vanaand donderbuie wat kan voorkom oornag en dit is in die noordelike gedeeltes van die Noord-Kaap, oor Noordwes, die Vrystaat en dan deur tot in KwaZulu-Natal. Dan vir môre voorspel ons reën en donderbuie oor die grootste gedeelte van Suid-Afrika. Dit is droog in die noorde en langs die kuslyn van die Noordwes en Oos-Kaap. Maar nou die temperature vir vandag en môre. Die naweek verwag ons nie veel reën oor die noordelike dele van die land nie en daar is 'n skraal kans vir donderbuie oor Gauteng. Dit sal egter baie warm wees. Nou in die Vrystaat word enkele donderbuie Saterdagmiddag verwag, asook oor die binneland van KwaZulu-Natal. Dit is baie warm langs die kuslyn van KwaZulu-Natal en Sondag sal dit effens afkoel en daar bestaan 'n sterker kans vir reënbuie. Die volgende provinsie, die Oos-Kaap. Vir die Oos-Kaap is daar enkele donderbuie in die voorspelling vir Saterdag en Sondag. Sondagmiddag verhoog die kans vir donderbuie in die omgewing van Graafrenet en dit is dan vir die Oos-Kaap. Vandag word enkele donderstorms in die omgewing van Beaufort Wes verwag. Dit is sonnig en warm oor die hele provinsie van die Wes-Kaap en Sondagmiddag word enkele donderbuie ook in die omgewing van Kalvinia en in Sutherland verwag. Die volgende provinsie, nou in Namibië, daar is 'n goeie kans vir donderbuie die naweek oor Namibië se binneland as ook die Noord-Kaap se binneland. En Appington sal dan 'n bietjie koeler wees met 'n maksimum van 29 grade en ons kyk na 31 vir Keetmanshoop. Swaar buie is moontlik maandag in die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika. Dit sal ook baie nat wees oor die Oos-Kaap, feitelik die hele Oos-Kaap, dan ook sekere gedeeltes in KwaZulu-Natal. Dan maandag aand reën en donderbuie wat verspreid oor Suid-Afrika kan voorkom plek, maar dit sal in die noorde steeds droog wees. Nou in die suidelike gedeeltes van Suid-Afrika verspreide buie wat ons daar kan sien. In die oostelike gedeeltes van die Noord-Kaap ook nat en enkele buie wat kan
kan opsteek oor die Hoëveld, baie warm in Limpopo. Maandag sal soortgelyke temperature oor 'n groot gedeelte van die land voorkom en dit kan nog steeds warm wees in die Laagveld en langs die Ooskus. Maandagmiddag kan baie warm in die Laagveld en Limpopo wees, maar koeler oor die sentrale Binneland waar donderbuie verwag word. Die voorspelling vir Bloemfontein Dinsdagoggend is 15 grade en 14 in Bethlehem. Die dagtemperature sal in die middel 20s bly, maar warmer in die noorde. Slegs 25 in Appington en 30 in Phalaborwa. En nou wat die wind betref, 'n taamlike sterk suidwestewind wat vandag kan waai langs die Weskus en later vandag word 'n sterk wind langs die suidkus verwag en dan ook 'n fris bries wat hier in die binneland van Suid-Afrika kan voorkom. Môre sal 'n aangename dag wees langs die Weskus met slegs 'n ligte noordwestewind wat hier langs die kuslyn kan voorkom en dit is winderig oor die Karoo gedeeltes en dan ook 'n sterk noordoostewind wat langs die ooskus van Suid-Afrika kan waai. En dit is dan al van die weersentrum oor na Dawie met landbou sake. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. En Tony Sleebos, hy is die ADI formuleerder by Laveld Agrochem. Goeiemôre, baie welkom. Môre Dawie. ADI, hoe werk dit en hoe werk dit om Beck & Cloud te bekamp? ADI is in 2017 suksesvol geformuleer. Ons het daarna met 5 registrasie in Suid-Afrika ontvang en toe doen ons 'n spesifieke toets by onderstepoort vir die Beck & Cloud virus. Daarbey saam met ons een van die hoogste effektiwiteitsvlak ontsmettingswaardes gekry. Ons het die produk begin uitvoer verlede jaar na Slowakië en Hongarye toe waar daar 'n Beck & Cloud uitbraak was en dis suksesvol daarso aangewend. So mense kan dit gebruik vir biosekuriteit, is dit die regte woord, maar mense kan dit ook gebruik vir sekondêre infeksies, glo. Ja, primêr met jou Beck & Cloud wil jy graag die virus bekamp dat hy onder jou kudde uitbreek en ook op jou plaas natuurlik. Maar sou hy dan daar wees met die blaasie en die sere wat hy veroorsaak, is daar sekondêre bakterieële infeksie en dan kan ADI op daai sere suksesvol gespuit word om dit te ontsmet. So ADI het baie spesifieke eienskappe. Vertel my daarvan. Baie belangrik is ons stel onder die top 3 effektiwiteits ontsmettingswaardes wêreldwyd. Baie belangrik. Dit maak dat ons kontaktyd aansienlik kort is. So met ander woorde, jy het 'n 30 sekonde kontaktyd nodig om die virus suksesvol te beheer, wat dit baie meer prakties maak op die plaas waar jy nie tyd het om vir 15 tot 30 minute te wag voordat jy vorentoe kan aanbeweeg op die plaas nie. Baie belangrik ook daarbey is, ons kan die beste ontsmettingsproduk in die wêreld hê, maar as hy nie bekostigbaar is nie, dan gaan niemand dit koop nie. Dit is wat een van ons eienskappe is, dat ons is bekostigbaar vir die boere. So wat is die produk? Word dit gespuit, word dit aangesmeer, is dit 'n salf? Hoe werk dit? Hy kom uit in 'n poeier. Jy meng hom dan volgens die spesifikasies in water aan. Hy is onmiddellik effektief en dan sprei hy hom oralste waar jy hom aangewend wil hê. Sou dit wees op voertuie, op die diere self en dan natuurlik ook waar die sere is. Baie belangrik wat ons agtergekom het veral in die melkbedryf is die melkkoeie het mastitis op die spene en dan kan ADI suksesvol op daai spene gespuit word. As jy nou werk wil gaan om van dit te kry vir jou beeste, of is dit net vir beeste of kan jy dit vir ander goed ook? Nee, jy kan dit vir al die diere aanwend. Daar's verskeie applikasies vir die produk. Spesifiek nou vandag ook ons op die Beck & Cloud seer. En beskikbaarheid daarvan is by al die Laveld takke. Mense kan my ook skakel vir tegniese raad ook om hulle te lei na sekere ander plekke waar die produk beskikbaar is.
Ja, So dis algemeen beskikbaar, mens kan dit baie maklik kry. Dis Die goed se belangrik, naam ja. is ADI. Dit is waarvoor dit is. ADI. Nou, Tony Slebos is ADI formuleerder van Laveld Agrochem en dankie dat jy weer by ons raak gemaak het. Dankie Dawie. Ek dink as ons almal se verantwoordelikheid om seker te maak dat hierdie virus nie versprei deur die land nie, want dit het natuurlik 'n geweldige impak op die landboubedryf en natuurlik uiteindelik op die ekonomie ook. Charlene gesels nou met ons gas Desiree Gardner. Hoopelik het almal baie mooi vir Tannie Magda geluister en sit julle nou penorent voor die TV om vandag vir Desiree Gardner te ontmoet. Baie welkom. Dit is heerlik om jou hier te hê. Dankie Charlene. Hoorie, as mense na Magda kyk, sy's vreeslik gemaklik in haar eie vel, nê? Ja. En ek het jou nou dopgehou, jy skuif nog so 'n bietjie rond as Desiree Gardner krap hier, krap daar. Vind jy dat dit vir jou makliker is om in die karakter te wees as in jouself? Absoluut. Baie mense glo my nie, maar my goeie vriende en vriendinne kan daarvan getuig dat ek eintlik 'n skaam mens is. Ek is die een wat by 'n partytjie of 'n braai in die hoek staan en hoop iemand gaan met my kom gesels. Jy weet, ek is dit vat baie van my om te gaan en sodra ek gemaklik voel in 'n plek, dan doen ek dit. So vir my om in 'n karakter in te klim is letterlik om 'n identiteitsverskywing te maak en iemand anders te word. Ek is glad nie soos Magda Lou nie. Is jy nou senuweeagtig? Ja. Kan nie wees nie. Ja. Vanoggend ook in die grimeerkamer, Ja. want ek wil nou uitkom by skool en by universiteit. Ja. Ek dink dit is 'n ou drama student vriendin Ja. van jou, Janie Swigelaar. Dis reg. Het julle land en stand gesels en nostalgies geraak Ja. oor julle drama studiejare. Ja. Vind jy dit is makliker om met mense 'n verhouding te hê wat jy dalk as student geken het? Ek dink so, maar ek dink ook ek is een van daai mense sodra ek dan nou daai koneksie gemaak het met iemand en ek voel gemaklik by jou, dan is ek myself en ek geniet dit om, jy weet, grappies te maak en te praat en ek dink ook as 'n ma van 2 kinders is dit vir jou lekker om by groot mense te wees dan jy weet, ek sê altyd vir my kinders, "Sjoe, daai vrou praat baie," dan sê hulle, "Jy praat baie." Ek is die ene wat gesels. Dit is vir my baie lekker om met mense te praat as ek gemaklik voel. En maar ja, ek dink mense wat 'n lang pad met jou stap, ken jou ook al goed genoeg. Jy weet, so jy's by daai punt waar jy kan al jou dele wys en maar ek en Magda Lou kan nie eintlik verder van mekaar en ek dink dis wat dit so lekker maak om haar te speel want sy's heeltemal verwyderd van wie ek is. Nou die universiteitsdae, die drama studiejare. Wat het jou en Janie saamgebind? Vertel ons 'n bietjie van die kattekwaad wat julle aangevang het. Sy was die stoute een. Nee, ek dink jy's mos maar jonk en jy weet jy geniet jou tyd en Reinhard was saam met ons ook gewees. Reinhard Hugo. So ons was eintlik 'n klomp vriende wat daai tyd al 'n vriendskap begin bou het. En ek dink daai tyd van jonk wees en eintlik by 'n punt kom waar jy by mense is wat jou verstaan. Want op skool is jy weet jy's die drama kind en so aan. So nou kom jy by 'n plek almal kan vereenselwig met hulle liefde en hulle passie vir kuns en vir drama en dit is lekker. So daar kan jy regtig daai masker afhaal en net jouself wees. En ek dink dis waar dit dan nou begin. En natuurlik is 'n student, so jy gaan jouself geniet ook. Ja. Tussendeur. En toe het jou pad ook nou met iemand gekruis hier in die ontbytsake kring, Leon van der Rop met Wolwedans in die skemer. Hoe het dit gebeur? So dit was daai tyd, jy gaan vir audisie, jy weet, jy gaan vir 'n tweede audisie, jy hou duim vas en uiteindelik het ek daai rol gekry. Dit was interessant want ek het die rol gekry en toe net daarna uitgevind ek is swanger met James. En ek onthou ek het nog daarna toe gegaan en gesê, hoorie, gaan dit nou 'n kinkel in die kabel gooi en hulle het gesê nee, dis reg, hulle sal maar net verby dit skiet. En vandag is James amper 14 jaar oud. Jy weet, so dit was so lank terug. Maar ja, dit was eintlik die laaste groot film wat ek gedoen het daai tyd wat mense nog so lank geskiet het en jy het gegaan location. Dit was 'n wonderlike tyd. Maar voor Magda Lou het jy regtig gevestig geraak in Suid-Afrikaners se geheue as die binnelanders karakter. Wat se invloed het dit op jou lewe gehad? Ek het dit so geniet. Daleen was die karakter se naam en dit was vir my so 'n wonderlike tyd want dit was regtig waar jy elke dag kan slyp aan jou craft. Jy weet jy kan elke dag kom, jy kan werk dan jy word 'n familie. Dit was regtig vir my 'n ongelooflike tyd gewees en om daarna na 'n volgende sepie toe ook te beweeg en daar ook deel van die familie te raak. Ek is mal oor sepies. Ek sal môre terug gaan en weer 'n sepie doen. Dit is vir my so lekker, daai gemaklikheid, daai wat jy almal leer ken en waar jy elke liewe dag in 'n ander storie jouself kan verloor. Dit is vir my baie baie lekker. Ek gaan nou verder met jou gesels oor die afskeid van die twee families, maar nou eers oor na Corlie en dan gesels ons verder.
Die Leeuwenkuil Heritage Syrah met sy sterk kruie ondertone is 'n komplekse rooiwyn, tipies van die Swartland terroir wat gebraaide Karoo lam perfek komplementeer, asook heerlik smaak saam met klassieke ratatouille. Nou die ontbeende suurlemoenknoffel en roosmaryn lamsbout het ek reeds gemarineer gekoop. Nou dit is in die oond hier agter my besig om gaar te word teen so 160-170 grade. Met so 'n ontbeende lamsbout werk ek gewoonlik so tussen 25 en 30 minute op elke 500 gram. Dit is nou as jy jou lamsbout so net oor 1 kilogram het, dan sal ek dit in die oond sit vir so uur en 15 minute. Nou die laaste 15 minute is dan nou net om dit mooi goudbruin en bros te laat rooster. Nou alles hang natuurlik ook af van hoe gaar jy jou lamsvleis, hoe gaar jy van jou lamsvleis wil hou. Nou ek hou van hierdie spesifieke effe pink sap en sappige vleis. Nou dan vir die ratatouille is benodig jy eiervrug, babamurg, pampoentjies, 'n vars of 'n blikkie tamatie en dan rooi soetrussies. Dit alles sny jy of in ringetjies of in blokkies. Dan gee ek dit nou natuurlik net met sout en peper en olyfolie. Jy kan dit net so braai in die pan, maar ek verkies om dit eerder in die oond te rooster. Dit gee jou natuurlik daardie ekstra geur en die diepte in die dis. Nou ek gaan dit nou in die oond sit en dan gaan ons nou natuurlik met die tamatiebasis begin. So hier het ek reeds in die pan my eie wat goudbruin braai en dan die kruie en speserye wat ek dan nou natuurlik bysit is vars gemmer en vars knoffel. Dan het ek bietjie basiliekruid en timie blare wat ek ook insit. Hierso het ek oregano en dan paprika en dan heel laaste my tamatie pasta. Nou al wat ek dan doen is ek braai dit saam, net so jy kan so 'n bietjie ekstra olie bysit, net sodat dit daai geurbasis in die hele dis sit. Nou ek gaan nou net so laat dit so 'n minuut met mekaar meng, al daai kruie en speserye en dat die hitte dan alles lekker intrek. Dan gaan ek natuurlik die vars of daai blikkie tamatie binne ingooi. Nou jy kan natuurlik ook bietjie rooi wyn byvoeg net vir ekstra geur. Op lae temperatuur kan die tamatiebasis dan net so rukkie prik. Nou as ek terug is, voeg ons ook die geroosterde groente in hierdie pot. Nou sit eers terug na Charlene en die aktrise Desiree. Ek gesels verder met Desiree Gardner. Desiree, jy het nog gepraat van die twee families, sepies, dis moeilik om afskeid te neem. Maar ek wonder altyd, as 'n mens elke dag so met mense werk, hoe raak jy nie te verstrengel nie, want jy moet professioneel bly. Kyk, ek is bly, ek sien die lot 1 keer 'n week. Ja. Corlie gee ek nie om meer male te sien nie, maar Dawie en Leonie. Maar 'n ernstige vraag, hoe raak 'n mens nie te verstrengel nie? Ek dink mens raak te verstrengel. Ek dink dit is die mooi deel daarvan. Jy weet, baie van daai mense het lewenslange vriende van my geword, mense by Binnelanders en by Suidooster. Dis mense met wie jy jou lewe deel, dis mense saam met wie jy baie keer deur van jou moeilikste tye gaan en hulle ondersteun jou en jy help jou. En ons praat baie keer en sê jy is deel van die familie. So ek dink dit is mens weet ons is professioneel, ons werk, maar ek dink waar ons is en wat ons mee besig is en die feit dat ons stories vertel, maak dan partymal dat mens dalk maar 'n bietjie te verstrengel raak en dit is dan partymal ook maar okay. Ja. In Suidooster was daar toe 'n baie kontroversiële storielyn met 'n kind wat sterf. Hoe het jy daar gekeer, want toe is jy alself ma, dat jy nie te verstrengel raak, te betrokke raak nie? Ja, dis moeilik want wanneer mens so 'n tipe storie vertel, wil jy dit eerlik vertel en jy wil dit so kan vertel dat mense wat met daai pyn kan vereenselwig met jou pyn kan vereenselwig. So jy moet iewers daai pyn in jouself ook vind en nie te ver en te diep in daai gat in beweeg nie. So dit was vir my moeilik geweest. Ek het letterlik in die aande by die huis gekom en dit afgestort. Ek moes vir myself sê, jy weet, en ek self het in daai tyd in my persoonlike lewe ook deur 'n moeilike tyd gegaan. So die twee het so half hand aan hand gegaan. En ek dink partymal is dit ook tot 'n mate
bevrydend om dan daai pyn wat jy self ervaar in daai karakter in te sit, dat ander mense met dit kan vereenselwig, want jy wil eerlik en opreg wees in jou spel, maar jy moet versigtig wees dat jy nie heeltemal, jy weet, by daai punt kry wat jy nie meer die twee lewens van mekaar kan onderskei nie, en besef, ek het my 2 kinders by die huis en dankbaar dan nou ook vir hulle gesondheid. Jy het nou wel gesê dat jy môre sal teruggaan sepies toe as jy kon, maar die lewe van 'n sepie-ster, want jy is 'n ster. Ja. Al bly jy nou op Grootbrak, jy kan nie 'n rustige lewe hê nie. Mense stop jy seker nog steeds gereeld in die straat. Dit is my so lekker en ek dink elke tweede mens wat my stop sê, hoor ek's jammer ek stop jou. Julle hou seker niks daarvan en dan sê ek altyd ek love dit om gestop te word want ek dink dit is baie min, is baie selde dat mense in jou werk daai liefde kan ontvang en daai waardering en ek dink elke keer as mense iets daar buite sit, veral soos met Magda Lou, mense is self onseker. Jy weet jy sit dit nie daar uit en slaan jou bors en sê hierdie gaan die beste ding wees wat nog ooit geskep is nie. Jy's ook maar skrikkerig en jy hoop dat mense daarmee kan vereenselwig. So as iemand aan my toe kom en sê ek geniet dit vreeslik baie of ek het baie met jou karakter en hierdie sepie van daai sepie vereenselwig, so lekker om dit te hoor want dan voel jy net weer daai oomf om aan te gaan en aan te hou skep. Want dit gee vir jou waarde. Dit gee vir jou daai rede om dit aan te hou doen want jy onthou weer hoekom jy dit doen. Ja, jy het nou vlugtig gesê dat jy ook al deur baie moeilike tye gegaan het persoonlik. Gebruik jy dit ooit om te skep? Ons ken nou van Magda, maar is daar 'n kans dat jy dit dalk gaan gebruik om iets anders te skep waarby mense kan identifiseer? 100%. Magda Lou kom en dis hoekom ek baie keer vir mense ook sê as hulle sê, jy weet dis so laf, jy's so laf, dan sê ek kyk 'n episode. Elke episode is eintlik maar gebou op die tragedie van baie dinge waardeur ons gaan in ons lewens. So dit is 'n tragiese komedie, jy weet. Ja, dit is snaaks en ons is met tye laf en as jy net dink aan die feit dat ek hierdie ouer persoon speel met latex en 'n pruik, maar baie van elke episode eintlik het stof tot nadenke. Ek wil hê mense moet kan wegstap en kan dink aan iets of daai persoon bel met wie hulle lanklaas gepraat het of daai een wat hulle nog nie vergewe het nie. Jy weet die tragedie van mens wees en daai jy weet daai ding wat ons niks kan doen nie, die feit dat ons almal nie vir ewig hier gaan wees nie. Daai tipe dinge is waarin so ek gebruik definitief my seer om te skep want ek hoop mense sal daarmee kan vereenselwig. En een ding wat ek doen om my seer weg te steek is ek maak grappies en ek lag. En Magda Lou. Ja, en so ook Magda Lou. Ek dink baie mense hoe meer hulle my leer ken en my skryfwerk leer ken, besef hulle en hulle kom agter dis wat ek doen. So ek vat van daai seer, ek sit 'n bietjie van 'n masker op en hoop dat ons saam daardeur kan lag en huil. Nou baie dankie dat terwyl jy ons laat lag, jy ons stof tot nadenke gee. Dankie Desiree Gardner. Leon gesels later met haar oor Magda Lou, maar eers is dit tyd vir die Sake Fokus. Hi, ek is Andrei Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Vandag se Sake Fokus het beslis 'n liefdadigheidskinkel want ons wys julle hoe Elios se Valentynsbal die afgelope naweek gesorg het dat mense hulle harte en hulle beursies oopgemaak het vir 'n baie goeie saak. En daarna gesels ek met die mense van Traffic Brand. Elios is 'n Griekse naam wat genade in aksie beteken en hulle fokus is al vir die afgelope 28 jaar daarop om aktief betrokke te wees by behoeftige gesinne in Pretoria Wes. Ontbytsake is trots daarop om hande te kon vat met Elios vir die aanbieding van hulle Valentynsbal en fondsinsameling by die luxe Maslow Times Square in Pretoria. Hierdie geleentheid was 'n wonderlike feesviering van hoop, dankbaarheid en bovenal liefde. Ons het die voorreg om vanaand hier by die Elios Valentynsbal te wees. Dis 'n jaarlikse instelling. Elios doen wonderlike werk in die weste van Pretoria en ons sien uit na 'n besondere aand. Die mense is swierig. Die manne lyk self nie te sleg nie. En ek gaan met 'n paar mense ook sommer gesels hier. Elios is 'n regtige organisasie wat 'n verskil maak in mense se lewens wat die ketting van armoede breek. Dit gaan ook hierdie verantwoordelike spandering van fondse wat hulle doen. Wat Elios baie uniek maak, is die feit dat hulle volhoubare strukture het om regtig 'n verskil op die grond te maak. Ek weet vele mense is gehelp oor die aantal klompie jare en dit is eintlik wonderlik om te kan sien. Wat my inspireer vir die werk wat hulle doen is hulle help mense om selfstandig te wees. Die wonderlike deel wat my aangegryp het, hulle gee nie net kos en klere vir mense. Hulle sny hulle hare, hulle knip hulle naels, hulle versorg hulle voete. So hulle gaan in diepte in die mense in en dit het ons aangegryp. Dit gee vir ons 'n kans om ook terug te gee aan die mense wat nodig het. So dit is baie belangrik vir ons om hier te wees.
Dit is waaroor ek gaan, is om wat ek maak, die Here gee dit vir my en die Here sê vir my, help die armes. Maklik soos dit. Ons het eintlik net 2 groot fondsinsamelings. Ons het 'n golfdag en dan doen ons 'n gala aan. So ons is so dankbaar regtig om hierdie jaar dit saam met julle te kan doen. Ons het 'n platform wat daar buitekant sit om hierdie wonderlike saak te ondersteun. Ons glo in die hart van die saak en van ons kant af elkeen het iets wat hy moet doen en dit is ons bydrae om seker te maak dat Elios groei en dat hulle 'n goeie aand het en dat hulle net van krag tot krag gaan. Elios fasiliteer tans 18 volhoubare opheffingsprogramme wat daarop gemik is om elke gesinslid te betrek om vaardighede te leer, van babas tot senior burgers. En dan is hulle ook baie trots op hulle werkskepping-inisiatiewe soos Cookie Kombuis, Soap Opera en Hope Comforts, wat produkte van hoogstaande gehalte vervaardig wat voortdurend in aanvraag is. Ek gesels met Jan Boshoff en Tiaan van Sail van Traffic Brand. Goeiemôre. Môre Leon. Baie lekker om julle hier te hê. Tiaan, vertel ons meer van Traffic Brand en julle dienste. So Traffic Brand is 'n digitale advertensie en 'n data-analysemaatskappy wat vir die afgelope 19 jaar al vir maatskappye soos Pick n Pay, MyWay en selfs die Sharks advertensies hardloop. Ons spesialiseer wel om data te genereer en dit te gebruik om die advertensieveldtogte te hardloop. Klink baie interessant. Jan, 19 jaar is 'n leeftyd, veral in tegnologie, want dinge verander verskriklik vinnig. So hoe het die landskap verander in daai 19 jaar vandat jy begin het? Ja, Leon, toe ons begin het digitale bemarking eintlik maar net gegaan oor om gevind te word op Google as iemand vir jou soek. Ja. So vandag is dit 'n baie meer gecompliseerde proses en ons het toegang tot so baie meer platforms en raakpunte op die internet wat ons met ons kliënte kan gesels. So vandag wil jy nie meer net al wees aan die einde as iemand eventually vir jou soek nie. Ja. Jy wil wees as hulle begin dink daaroor en begin navorsing oor jou produk of jou diens wat jy lewer. So data is van ons belangrik en toegang tot akkurate data is ons baie belangrik vandag. So Stian al genoem het vir 19 jaar, het ons al geleer om daai data effektief aan te wend om ons bemarkingsveldtogte te beïnvloed sodat ons direkte impak kan wys op ons kliënte se besighede. Ja, so as die data wat ons tot ons beskikking het reg gebruik, deesdae kan ons die regte mense op die regte tyd en op die regte platform vind. Absoluut. Tiaan, daar's nuwe platforms, daar's nuwe tegnologie, kunsmatige intelligensie speel natuurlik 'n massiewe rol in die landskap vandag. Wat moet bemarkers in ag neem en wat speel 'n agentskap soos Traffic Brand? Wat se rol speel julle? Want ek bedoel, is dit nie so maklik soos druk 'n knoppie en tegnologie doen die res nie? Ja, ons wens. Maar ja, kyk, ek dink is 'n bietjie van 'n mite dat jy net 'n knoppie kan druk en dan daar's alles uitgesort. Nee, so wel, kyk, dis niks niets nie. Ons het al in 2007 klein algoritmes geskryf om hierdie advertensieveldtogte te laat hardloop. Waar kunsmatige intelligensie regtig 'n rol speel is om die effektiwiteit, die swaar werk te doen. So ons gebruik dit baie in daai opsig. Wat dit wel nie goed in doen nie is konteks om 'n besigheid te verstaan. Tuurlijk. En dit om jou langtermynvisie as 'n besigheid, jou doelwitte, wie jou kliënte is en dit af te rond in 'n strategie. Dis regtig waar ons mense inkom, is om daai konteks te vat, 'n strategie bymekaar te sit en die regte kunsmatige intelligensie modelle op dit te sit. Jan, as ek 'n besigheidseienaar, waarvoor moet ek op die uitkyk wees as ek met digitale bemarking my besigheid wil begin? Ek dink besigheidseienaars en bemarkingsbestuurders moet pas op om nie opgevang te word in die gonswoorde van vandag nie. Maar om 'n agentskap te kies en te vind wat werklik weet waarvan hulle praat en werklike ondervinding en kennis in die industrie het en wie se kliënte namens hulle kan getuig. Dat hulle werklik weet waarvan hulle praat en vir hulle kliënte se resultate omgee. Kyk, elke platform werk nie vir elke produk of diens nie. Dit is byvoorbeeld 'n ervare agentskap se werk om die regte platforms aan te raai en die regte strategie bymekaar te sit en jy weet wat gedryf word deur die kliënt se unieke doelwitte en die kliënte se eie data gebruik om dit te doen. Jan en Tiaan van Traffic Brand, ons tyd is ongelukkig verstreke, maar dit is baie lekker om julle te hê en dankie vir die ongelooflike diens wat julle doen. Dankie dat julle was vandag. Ons kyk nou verder na Elios en wat hulle alles in minder bevoorregte gemeenskappe doen en daarna gesels Charlene met Jacques Broodryk van B4I Consult oor nuwe ekonomiese bemagtiging regulasies.
is vir my baie lekker en 'n groot voorreg om hier by julle te wees vanaand, natuurlik die jaarlikse Valentynsbal. En ek het 'n universiteitsdosent gehad sê, vat jou ouers vir al wat hulle werd is. En dis wat jy vanaand gaan doen, Andries, soos die mense se geld vat, sien jy uit. Ons gaan vir hulle vat, hulle gaan niks oor hê as hulle huis toe gaan nie. Maar hulle harte gaan vol wees. Want is 28 jaar van genade in aksie met Elios. En wat 'n voorreg om deel te wees van iets groter as jouself. Ons het hierdie week vinnig gekyk, ek dink dit is my 15de jaar. En is 15 jaar van elke jaar net sien hoe dit groei. Elke jaar sien hoeveel net nog meer families gehelp word. Elke jaar sien hoe die glorie van die Here uitgestort word op hierdie pragtige instansie. Elios loop die ekstra myl deur langtermynverhoudings te vestig en bied sosiale, emosionele en geestelike ondersteuning, etes by elke aanbieding, klasse vir spesifieke vaardighede, kospakkies vir wie dit nodig het, spraakterapie en arbeidsterapie, hulp wat individueel gerig is op mense se behoeftes. Elios is baie afhanklik van jaarlikse fondsinsamelings. Jou hulp kan ook baie beteken. Vir meer inligting oor Elios se werksaamhede en impak in Pretoria Wes, besoek gerus elios.co.za of kontak Annelie vir 'n besigtigingstoer van hulle projekte. Jacques Broodryk is senior konsultant by B4I Consult. Jacques, baie welkom, goeiemôre, dankie dat jy hier is. Vertel eens vir ons, wat doen B4I Consult? Charlene, B4I Consult is 'n professionele firma. Ons is nou omtrent vir 25 jaar besig om maatskappye te help met ekonomiese bemagtiging. So in hierdie 25 jaar het ons gesien daar is uitdagings rondom hierdie vereistes. Baie maatskappye sukkel met dit. Baie maatskappye moet ook deelneem aan hierdie vereistes wat nie noodwendig hulle keuse is nie, maar ons help hulle dan en dis waar ons inkom. Ons help vanaf die initiële of aanvanklike analise op die telkaart regdeur tot by prosesse en strategie om dit in plek te kry. En ons het ook mense wat landwyd op sekere komitees dien, waaraan ons besighede kan help en maatskappye vroeg genoeg in kennis kan stel as daar veranderinge aan wetgewing is, sodat hulle dit kan bestuur. Ja, nou veranderinge is die enigste konstant wat hierdie wetgewing aanbetref. Is daar nou enige veranderinge waarvan kykers bewus moet wees, maatskappye spesifiek? Ja, so in Januarie is daar weer wysigings of veranderinge gepubliseer en die kernveranderinge wat ons gesien het is rondom die aankoopvereistes en dan is daar ook 'n sterk dryf van die staat se kant af rondom 'n staatsfonds of 'n sentrale staatsfonds waaraan sekere maatskappye dan sal ook met deelneem en bydraes moet lewer. Nou, hoe kan maatskappye hulle voorberei op hierdie veranderings? Wel, dit is belangrik om proaktief op te tree in daai geval en om spesialis en betroubare advies in te win. So ons wil 'n beroep doen op hierdie besighede om so gou as moontlik uit te reik na ons sodat ons kan help om moontlike risiko of enigiets wat 'n impak op hulle telkaart kan hê te kan bestuur. Nou, jy sê nou besighede moet uitreik, maar is dit alle besighede of is daar glyskale met hierdie goed? Byvoorbeeld 'n klein sakeonderneming word anders hanteer deur hierdie wetgewing as byvoorbeeld 'n groot gelyste maatskappy. So, hoe moet ek weet ek moet met jou in aanraking kom? Ja, so daar is kwytskelling vir sekere maatskappye, maar die beste advies op hierdie stadium is om ons te kontak sodat ons kan bepaal sonder dat maatskappye moet verstrengel raak in wetgewing en daar is sekere goed wat soms moeilik is om te verstaan. So ons kan help daar en in die breëstree vir die maatskappye om te help. Nou, hoe help julle met hierdie wysigings? Is dit nodig dat daar groot kundigheid aan die kant van die maatskappy byvoorbeeld moet wees om met julle te kan saamwerk? Absoluut. So ons begin met 'n aanvanklike analise soos ek sê en dan help ons hierdie maatskappy om die hele proses deur te trap en om dan planne en strategieë in plek te sit wat vir hulle besigheid sin maak. Ja, en as 'n maatskappy nou besef maar hoor hierdie is wetgewing waaraan ek eintlik nie kan voldoen nie, wat dan? Kan julle ook vir hulle dan bystaan met enige strategieë? Absoluut. Ons kan hulle dan ook bystaan. So ja, die uitnodiging staan vir enige maatskappy as daar enige onsekerheid is sodat hulle met ons in kontak kom. Hoe kan mense met julle in verbinding tree? Sê alles. Alle nommers, alle e-posadresse. Wel, hulle is baie welkom om ons te kontak op ons landlyn. Ek glo die telefoonnommer is op die skerm, so hulle is welkom om ons te skakel
skakel. Anders kan hulle vir ons 'n e-pos stuur, info@bvi.co.za en ons sal dan in verbinding met hulle tree. Ja, en die een ding wat ek weet is dat hierdie wetgewing regtig waar 'n mynveld kan wees. So mense soos julle is baie belangrik om maatskappye te stuur deur hierdie proses. So baie dankie vir dit wat julle doen en baie sterkte ook. Baie dankie. Dankie dat jy kom kuier. Dawie is volgende met ekonomiese sake. SAVF is die ontwikkelaar van 380 nuwe wooneenhede en 'n gesondheidssentrum by die Oogaftree landgoed in Mokgopong, Limpopo. Hier word 'n Bosveld aftree leefstyl geskep waar natuur die mens en gesondheidsorg integreer. Wel, die hoogtepunt van die finansiële jaar gebeur hierdie week en is die minister van Finansies se nasionale begroting natuurlik. En ek het 'n vermoede ons gaan wel 'n begroting kry, anders as verlede jaar toe ons 3 probeerslae gehad het voor die begroting uiteindelik gelees is. En die rede daarvoor, ek dink die minister het 'n klomp lesse geleer en ek dink hy het al reeds met die meeste van die politieke partye saam met hom in die koalisie het hulle al nou reeds mee besluit wat in die begroting gaan wees en wat nie in die begroting gaan wees nie. So ek dink die begroting gaan wel plaasvind. Wat vir my nou nogal interessant is dat aangesien die ander ouens nou al reeds weet wat in die begroting staan het, sover ek weet dat daar nog niks eintlik gelek oor wat in die begroting gewees het. Maar hier's 'n paar dinge wat ek dink belangrik is waarna jy moet oplet. Een daarvan is sekerlik sy die minister se verwagting in terme van ekonomiese groei. Ek reken hy gaan sê so 1.4%, miskien 1.5% of so. 'n Paar groot syfers soos die fiskale tekort as 'n persentasie van die ekonomie. Nog 'n baie belangrike syfer is die totale skuld as 'n persentasie van die ekonomie en dan die verskillende ander goederes wat belangrik is, soos byvoorbeeld sekere belastingveranderings. Onthou daar's 'n horror spulbelastings en dis die platform waar die minister van Finansies belastingveranderings gaan aankondig en natuurlik wat die uitgawekant aanbetref, daar gaan hy 'n klompie aankondigings maak. Ons het nou 'n paar idees gekry van wat daar gaan gebeur. Een daarvan is dat hierdie spesiale sogenaamde COVID grant of oordrag, die gaan voortstaan en uiteindelik gaan dis 'n permanente ding. Dit gaan 'n permanente ding bly. So dit is grootliks wat in die begroting van die minister van Finansies verwag gaan word. En nou volgende week gaan ons hier so in die ateljee gaan ek vir professor Janie Rousseau kry om saam met my die begroting heeltemal te ontleed. Ons gaan 'n belastingkenner kry en ons gaan alles kyk wat daar aan die gang is in die begroting en ons gaan probeer om hierdie begroting so 'n bietjie meer verteerbaar te maak. Ek weet mense sê dis begroting, so 'n klomp syfers is vervelig, dit raak my nie, dit raak elkeen van ons. Om die waarheid te sê, ek sou sê 'n begroting is eintlik die hart van 'n demokrasie. So luister wat die minister van Finansies te sê het en ons gaan volgende week gaan ons dit vir julle makliker te maak om te verstaan wat alles daar binne in die gang is. Ek gesels net hierna met Liesel de Lange van Rapport oor nuusake. Liesel de Lange en sy het sopas my gesê dat ek net vir julle sê dat die begroting is meer opwindend as die staatsrede van die president. Goeiemôre en baie welkom. Baie dankie, Dawie. Dink jy ook so, die begroting? Dis ek meen, is dit nie wonderlik nie, al die syfers, inflasie, groei, rentekoerse, goeders. Die belangrikste is om te kyk waar die regering beplan om geld uit te gee en waar die regering beplan om geld vandaan te kry. Dit is die twee goeders wat werklik was swak. Maar ek dink dis inderdaad wat ons nou volgende week baie aandag aan gaan gee. Maar kom ons gaan nou iets so 'n bietjie meer. Wat gaan mense dit nou sê? Jou kop nou ernstig in 'n gat in gaan druk om nou hieroor te praat en dis hierdie Epstein. En dit is nou hierdie veroordeelde, wat kan mens hom nou noem? Seksmisdadiger wat homself uiteindelik doodgemaak het en dit lyk my hy was betrokke gewees van elke persoon wat 'n who is in die zoo, onder andere dan nou voormalige prins wat nou nie meer 'n prins is nie, hy is 'n meneer wat nou onlangs in hegtenis geneem is. So dis internasionale sake, maar ek is seker baie mense volg dit. Ja, kyk natuurlik, dit was 'n groot verrassing gister toe Andrew gearresteer is. Maar die interessante ding is, soos jy nou sê, daar's geweldig baie mense en hoë vlak, ek meen van akademici tot politici, weet selfs gurus wat betrek word by Epstein. En op hierdie stadium is daar nie vreeslik beweging in Amerika nie. Daar's beweging in Noorwe, oud premier daar's gearresteer. Ons het nou die beweging in Brittanje, maar in Amerika self word daar die hele tyd wal gegooi
om vir verdere ondersoek deur die departement van justisie oor mense daar wat betrokke is. En daar's natuurlik groot gevegte oor Trump se betrokkenheid al dan nie. Hy word iets soos 38,000 keer genoem in die Epstein files, leggers wat nou pas bekend gemaak is, die 3 miljoen dokumente. En dit lyk tog asof hulle nie baie gretig is om dit ordentlik te ondersoek nie. Wat vir my die beste is van hierdie hele ding, kyk ek moet vir sê ek volg nie eintlik die storie nie, want dit is my heeltemal te mens wil amper nie die detail volg nie. Maar wat vir my nogal interessant is, hoe 'n persoon, hy kom blykbaar uit 'n gegoede huis uit, hierdie Epstein kerel, maar hy het nie behoorlike kwalifikasies nie. Hy het nooit 'n werklike werk gehad nie, klink dit vir my. Ja. En hy het op die een of ander manier hierdie empire gebou. En hy ken elke persoon wat belangrik is. Ek het nie van hom gehoor nie, net so terloops, maar ek ken elke persoon wat belangrik is. Ja, en dit lyk asof hom baie geld opgebou is op vreemde maniere ook, né? En dat hy eintlik 'n databasis van skandes oor mense bymekaar gemaak het wat hy uiteraard dan nou vir vreemde redes sou wou gebruik, dalk om politieke redes. Jy weet, daar sal seker nou later sal ons meer verstaan hoe dit gebeur het. Ja. Maar dit is nogal dis baie erg om te dink met watter vlak van mense hy gewerk het. Ek meen tot die koningin van Noorwe word betrek as 'n vriendin van die man. En sekere Suid-Afrikaners ook, kan mens byvoeg. Maar kom ons los dit daai en daai. 'n Ander soetsappige storie, en dit is een van Mugabe, dit is nou Robert Mugabe, sy seuns is glo in hegtenis geneem vir poging tot moord, as ek dit Ja, hy is gister in hegtenis geneem. Hy word daarvan aangekla dat hy 'n tuinier geskiet het. Dis nogal baie daar's van die berigte het nou met van die bure en so aan gepraat wat gesê het, weet, daar word gereeld in die lug ingeskiet en allerlei dinge loop skeef daar. En dit is natuurlik 'n ongemaklike situasie, weet, of dit is 'n mens sou dink as hulle goeie upstanding citizens was, sou die twee broers in Zimbabwe gewees het gaan help om die land op te bou. Maar die ander persoon wat natuurlik ook al in die sop was met die gereg in Suid-Afrika is Grace Mugabe. Ja, is daar nie uitstaande wat sê 'n arrest? Ja, kyk, sy was hier vir een of ander amptelike saak, blykbaar na bewering, en toe het sy 'n werker by 'n hotel aangerand, en toe wil ons owerhede nie vervolg nie, want daar was toe een of ander vreemde storie van diplomatieke immuniteit, en maar die privaat vervolgingseenheid van AfriForum en Solidariteit het daai saak toe nou verder gevat. Interessant om te sien wat daar gaan gebeur, maar intussen natuurlik 'n groot waterstorie in die land. Water wat ons nie het nie, water, net waar jy kyk, maar nie 'n druppel om te drink nie. Maar hoorie so, ek is jammer, ek gaan nie die rede val, so ons gaan nie daaroor gesels nie, maar volgende week praat ons daaroor, want my tyd is nou ongelukkig klaar. Jammer daaroor, maar water is 'n groot storie. Maar eers terug na Sake Fokus, en ons toer vinnig daarso om van maak 'n draai daar by die mooi dekorwinkel in Bethlehem, en daarna is dit tyd vir Romik Consulting. Deco Studio Interiors is jou een-stop binnenshuise versieringwinkel in Bethlehem. Sedert 2010 maak hulle huise mooi. Hulle passie is om na kliënte te luister en hulle smaak met talentvolle plaaslike hande te maak. Deco Studio Interiors vervaardig gordyne, linders, muurpapier, stoffering en selfs strooikussings, gemaak volgens jou spesifieke mates, vereistes en keuse van lappe beskikbaar. Ook enigiets anders waaraan jy kan dink. Hulle aanlyn winkel sorg ook vir jou spesifieke behoeftes. Jy gee net jou inligting, mates en behoeftes, en so verskaf hulle aan kliënte reg oor die land. By Deco Studio glo Anja Du Plessis en haar span, elke tikkie detail maak saak. Daar's baie klaargemaakte stukke, maar hulle ware kundigheid is om saam met jou te werk om jou visie na vore te bring. Wat ook al jy soek, elke element sal tot jou perfeksie vervaardig word en jou droomprentjie van jou huis of spasie sal tot sy volle reg kom. Deco Studio, ons maak jou smaak. Besoek hulle vir 'n gratis kwotasie of die webblad decostudio.co.za. Alle ou bekende natuurlik. Michael Erasmus, Romik Consulting. Goeiemôre man. Môre Leon. Altyd lekker om jou te hê. Baie dankie. Wat maak 'n goeie sonkragstelsel 'n goeie belegging? En hoekom nou daaraan belê as daar nie beurtkrag is nie? Kyk Leon, kwaliteit, en ek lê klem op kwaliteit solar tegnologie, is teen die beste pryse nog ooit beskikbaar. Ja. Ongelukkig die mark, daar's so groot aanvraag dat die items is alles besig om selfsmatig duurder te word. So dis belangrik dat jy nou belê, want dit is beter en dit gaan vir jou meer geld terugsit in jou sak deur daai geld in 'n kwaliteit solarstelsel te belê as wat jy dit net in die bank gaan los. Want dit gaan vir jou
baie meer geld, duisende jaarliks terugsit. So wat jy eintlik moes gedoen het, jy moes daai stelsels al 5 jaar terug geïmplementeer het, dan het dit al klaar afbetaal, so dan is dit net duisende rande jaarliks wat dit terugsit in jou sak. Absoluut. Nou die ding is, mense het dalk nie nou, jy weet, 'n groot of 'n sekere bedrag geld nie. Kan 'n mens klein begin en dan dit stelselmatig uitbrei? Leon, dis die lekker van die tegnologie wat ons gebruik. 90% van al ons kliënte begin klein met die doel om uit te brei tot en met totaal en alle onafhanklikheid, of wat ook al hulle sou verlang. So, al die sisteme en tegnologie wat ons tans implementeer is opgradeerbaar. So jy het geen limitasie op jou stelsel nie. Ja, dit is belangrik. Hoekom het ek Romic gebruik? Ek bedoel, ek vra altyd vir dit, maar hoekom Romic? Weet jy wat, by Romic koop ons in grootmaat aan. Ons werk net met die beste van die beste. So dis gesertifiseerde toerusting. Omdat ons in grootmaat aankoop, kan ons beter pryse bied. Maar ons het 'n absolute passie nie net vir die produkte wat ons gebruik nie, maar ook vir naverkope diens. Dis 'n ding wat ek dink baie maatskappye by opslip tans in Suid-Afrika. Ja. So dis vir ons iets na in die hart. So dis belangrik nie net om die regte tegnologie te implementeer nie, maar ook die regte installasie te hê. En dit gaan jy kry by Romic deur ons meester gesertifiseerde solar spesialiste. Nou, natuurlik soos altyd, het julle vir ons 'n promosiepakket spesiaal vir ons kykers en hoe maak kykers as hulle daarvan uit wil munt slaan? Daar's hy. Op die uiteinde van die dag, Leon, die tegnologie word duurder. Daar is nou 2 weke terug met die nuwe voorraad wat ingekom het, is alles ongelukkig duurder. Maar die goeie nuus is, ons gaan vir die eerste 10 kliënte wat hierdie week hulle bestellings plaas, gaan ons letterlik nog laas jaar se pryse gee. Dit gaan die laaste keer wees wat ons hierdie pryse kan bied. So daar's 4 pakkette op promosie. Pakket 1, as jy so lank 'n voet in die deur wil kry, nie 'n groot verbruiker het, kan jy kyk na pakket 1 wat 'n 5 kW hybrid inverter is met 'n 5.1 lithium battery, 6 panele ten volle geïnstalleer vir 84. Pakket 2, as jy 'n bietjie groter behoefte het, is 'n 8 kW inverter, 12 panele en 10.24 kW se lithium tegnologie. Dan pakket 3 vir die huishoudings met die bietjie groter verbruik, is 16 panele, 'n 12 kW inverter, maar in plaas van 'n 10.2 kW lithium battery gaan ons jou vandag gratis opgradeer na 14.3 kW toe. Dan pakket 4 is vir die boere en die besighede, dis 'n 32 panele, dit is 'n 20 kW 3-fase stelsel en dan in plaas van 25.6 kW se lithium batterye vir die eerste 10 kliënte wat hulle bestellings plaas, hierdie week gaan ons jou gratis opgradeer na 28.6 kW toe. So daai pakket vir slegs 298. So dis belangrik. Gryp die fone, SMS nou. So is belangrik, SMS, gratis SMS'e gaan nie tel nie. So as jy nie 'n SMS van ons terug ontvang nie, dan weet jy ons het nie jou besonderhede gekry nie. So dis belangrik. Ons het al 'n kliënt gehad, baie ongelukkig, kon nie deel wees van die promosie nie, maar ons kan nie kontak maak as ons nie jou besonderhede het nie. So SMS die woord Romic gevolg deur jou area. Jy hoef nie jou naam en van byt nie. SMS die woord Romic, dan jou area na 43366, alles op die skerm. Alternatiefelik gaan ons webblad toe, romicconsulting.co.za, vul alles, al jou besonderhede op die landing page in, druk send, dit sal direk by ons uitkom. Dan ook kan jy ons WhatsApp nommer gebruik wat ook op die skerm is, en dan kan ons met vrymoedigheid sê op die groter applikasies nou, gaan Romic jou ook kan bystaan. So ons praat nou van 100 kW sisteme, megawatt sisteme. Ons het hande gevat met 'n baie gesofistikeerde maatskappy wat jou absolute uitstekende diens op hierdie vlak ook gaan gee. Michael, dankie dat jy 'n draai gemaak het. Soos altyd lekker om jou te hê. Ons kyk nou na 'n gasteplaas buite Bethlehem en dan vertel hy met ons van sy volgende sakefokus. Andes Cafe en Gasteplaas is meer as net 'n bestemming, dis 'n gevoel. Net buite Clarence tussen die sagte kromming van die berge en die stilte van die Oos-Vrystaat, lê 'n plaas waar generasies se stories steeds in die grond leef. Hier stap jy nie net in 'n plek in nie, jy stap 'n erfenis binne. Of jy kom om te vier, te droom, weer asem te haal of om iemand spesiaal te bederf, hier vind jou oomblikke 'n tuiste. Van intieme troues en mylpaal verjaarsdae tot korporatiewe funksies wat inspirasie soek, hulle skep ruimtes met gevoel. By Andes Cafe glo hulle dat kos mense nader aan mekaar bring. Elke gereg word met liefde voorberei, elke geur dra iets van hulle familie se hart. Die warmte waarmee jy ontvang word, is nie net deel van die diens nie, dis deel van wie hulle is. Andes Cafe en Gasteplaas, 'n stukkie vrede, 'n stukkie geskiedenis en 'n plek waar jou hart altyd weer wil terugkom.
Goeiemôre aan al ons kykers en besigheidseienaars. Ontbytsakke kom op 16 Mei 2026 na Heidelberg, Nigel en Balfour. 'n streek waar Heidelberg met trots 2 jaar gelede as Kwela se dorp van die jaar bekroon is. Besighede wat groei, werk skep en elke dag 'n verskil maak, kry nou die kans om julle storie op nasionale televisie te vertel. As jy sigbaarheid wil hê wat saak maak, jou handelsmerk wil versterk en jou besigheid voor die regte besluitnemers wil plaas, is dit nou jou oomblik. Ontbytsakke gee al meer as 25 jaar besighede die platform om raak gesien, onthou en gekies te word. Spasie is beperk, so bespreek nou en verseker jou plek op Ontbytsakke se sakefokus van 16 Mei, net hier op Ontbytsakke. Hier op die plaas is ons een groot familie. Ons gee om vir mekaar, net soos verseker. Hulle gee om vir ons moedertaal wat ek regtig waardeer. Verseker, is baie mense se perfekte keuse. Dis hoekom my baas geen ander versekering hoef te soek nie, want hy weet, verseker staan agter ons en jou ook. SMS verseker na 38437. Verseker jou kar, jou huis, jou besigheid, jou taal. Nou as jy hier in hierdie pot hier voor my loer, sal jy sien dis eintlik maar net 'n tipe tamatie sheba basis wat hier gevorm of ontwikkel het. Nou al die waterigheid het afgekook en net 'n heerlike dik tamatie basis bly dan oor. Nou die geroosterde groente roer ek nou net by en dan laat ek dit vir so 'n paar minute ook dan nou net op 'n lae hitte prit sodat die geure in hierdie geroosterde groente intrek. Nou nog 'n rede hoekom ek verkies om die groente eerder te rooster is want dit behou natuurlik daai mooi kleur hier voor my en dan natuurlik ook die tekstuur van die groente beter. Nou niemand hou van daai gekookte kleurlose moes op 'n bord nie. So kom ons voeg gou dit by. Ek wil net vir julle wys, kyk, hy het lekker dik gekook. So al wat jy nou kan doen, ek gaan dit so maak want hy is bietjie warm. En dan gaan ek net van hierdie groente en al die groente is gaar en soos ek genoem het, kan jy sien hoe mooi lyk die kleure. So ek kan nou net so ek gaan nou die ander byvoeg en dan roer jy dit nou net so heerlik deur. Nou, die dis is ook heerlik saam met pennepasta as 'n maaltyd op sy eie vir wanneer jy 'n vleislose pasta gereg wil maak, dan voeg jy nou natuurlik net vir ekstra lekkerte bietjie room by. Nou om 'n basis op my bord later te vorm, het ek redelike gladde kapok aartappels hier in die pot gemaak en ek het nou nie op my resep dit bygesit nie, maar ek is seker jy by die huis weet presies hoe om kapok aartappels te maak. Jy voeg net so 'n bietjie ekstra melk by of room natuurlik net om daai tekstuur bietjie gladder te kry. Nou as ek later terug is dit tyd vir opdiening. Ek moet nou eers hierdie ontbeende lamsbout hier langs my begin sny. Ek moet hom nou sê in my voorbereiding vir hierdie gesprek en ek berei voor hoor. Wow, okay. Ek is nie, ek weet dit spesifiek ook vir hierdie gesprek. Ja. Ek het gaan Magda Lou kyk. En ek was weggeblaas. Okay. En jy weet, en my opinie is baie belangrik op hierdie stel. Jy weet, David en so luister verskriklik na wat ek sê, maar nee, ek moet vir jou eerstens 'n lansie vir jou breek. Dit het alle verwagtinge vir my oortref. En ek dink wat my die meeste gevang het, is ek het komedie verwag, want ek is baie lief vir komedie, maar die ernstige oomblikke daarin het my daar was 'n traantjie. Oh wow. Daar was meer as een. Dis al waarvoor ek hoop is 'n een traantjie. Net 'n traantjie. Meer as een. Want jy sal net nou daar geraak. Ja. Dit kom eintlik van 'n baie persoonlike diep plek meestal af. Komedie ook. Ja. En in hierdie geval was dit dan nou wel so.
Waar kom Magda vandaan? Want ek bedoel, dit is eintlik 'n ou tannie. Ja. En jy is definitief nie dit nie. Baie dankie. Baie dankie Leon. Ek probeer van dit af weg te bly so meer as moontlik. Elke dag gaan ek nie meer latex nodig hê nie. Ag ja man. Jy weet. Nee, weet jy wat? Dit was weird. Dit was 'n karakter wat ek geskep het op skool. Ja. Sy was ek moes vinnig aan ietsie dink. Ek het 'n karakter geskep, Magda Lou, van hierdie vrou wat na die dokter toe gaan. Ja. Daar is sy gebore op 65. En toe het sy toe het ek begin om 'n een vrou stuk te doen. Ek gaan hom nou baie fast forward, maar een van my vriende het kom kyk na die een vrou stuk. Op 'n stadium was daar ons kon pitch vir kyk net vir storiefilms. Hy het vir my gesê kom ons pitch daai idee van Magda Lou. Dit is gepitch en nou is ons hier. Hoe dit gebeur dat Hannes van Wyk wat net briljant is, ou Erhard. Pa is so goed. Hoe dit gebeur? So pa het my regie gedoen vir die een vrou stuk. Ja, so ek was by die woordfees en toe sê ek vir hom, van toe is hy by Suidooster ook gewees daar en ek sê toe vir hom sal hy my dalk help met die regie en hy sê toe dis reg. En toe eendag as 'n grap te sê, hoorie as ons ooit eendag hierdie doen en Erhard kry nou lewe, wil ek Erhard wees. En toe sê ek vir hom daar kan niemand in die wêreld beter wees as jy nie. En toe dit gebeur toe sê ek van hoorie jy, onthou jy daai ding gesê wel. Ja. En hoe is dit toe nou om saam met hom te werk as buite nou die regie as mede-akteur want hy het soveel kennis en hy bring soveel na die en julle interaksie op die skerm is so goed. Dit is asof julle dit al miljoen jaar saam doen. Ek moet sê ek het baie respek vir hom en ek is altyd oop vir sy opinie ook en vir sy raad en as hy dalk vir my sê miskien met ons, maar die ding is Hannes geniet die hele idee van Magda Lou so baie dat dit baie min is dat hy vir my sê dat hy vir my notas gee so hy's baie lief vir die karakter en die storie en vir wat ek met RR doen in die tekste. So maar so lekker om saam met hom te werk want ek weet as hy vir my iets sê, dan is dit iets om die storie te eer en te verbeter. Ja. En dan ek dink jy praat nou van die latex. Ja. Hoe lank vat dit nou om in die gedaante in te kom? Dit vat lank vir die televisie want dan doen ons nou die latex en die pruik en al daai tipe van dinge. Ons het 'n fat suit en so aan. So dit vat 'n rukkie. Dit vat omtrent so 1 uur en 'n half as ons nou televisie doen, maar vir ons teaterproduksie wat ek en Hannes saam doen, wat nou dis nou net ma en pa, dis lekker, dis ons twee saam. Ons is by KAKNK hierdie jaar ook en ons doen 'n paar feeste en goed, maar daar is dit net ek en hy agter die verhoog. So ek moet hom blaas met die latex, hy sit latex op en dan doen ons teater grimering omdat die mense bietjie verder is. So dan kom ons bietjie weg daarmee met 'n bietjie gouer, want partymal moet jy vinnig, jy weet, in die karakter inklim. Maar vir TV maar vir TV vat lank want dit is baie naby. Ja. Ons gaan nou lekker verder gesels. Ons kyk nou eers na 'n uittreksel uit Magda Lou en dan gesels ons verder. Het jy nou weer iets van haar gehoor? Ja, sy het 'n klomp messages gestuur, maar ek het haar gearchive sodat ek dit nie sien nie. Archive? Ja, my kind, wat beteken dit? Moet ek en die oom jou wegsteek vir die polisie? Nee, haar WhatsApps. Ek het dit in die archive folder gesit sodat ek die notifications kry nie. Okay, my kind, kyk, ek weet ek is nou 'n influencer en al daai, moet asseblief nie met my praat asof ek weet wat notifications in archive beteken nie. Never mind, auntie. Ek het die reply nie. Sean, kyk, ek weet jy wou graag met Lynette trou. En ek weet sy het jou basies voor almal afgesê. En ek weet dit was nogal vernederend want almal het gewonder hoe jy die situasie so verkeerd kon lees en ek dink almal was verbaas en baie van hulle het nie hulle hoender geëet nie want baie van ons het met jou gepraat voor die tyd en vir jou gesê van Lynette se situasie, maar jy het ons hals oor kop gegaan en 'n dier ring gaan koop vir 'n vrou wat reg was om op te breek met jou en mens kan hoender net een keer eet, nê? En mens wil dit nie mors nie want dit is dier. En almal het dalk Ja, auntie, I get it. Maar jy is sopas uit jou papie uit. Uit my wat uit? Uit jou papie uit, nê? Nee? Lang terug uit jou mammy uit, toe in jou papie in, soos 'n skoenlapper, nê? Nee? En nou is jy in jou? Moren. Mooi in. Maar nee, wat ek wil sê is jy is jonk. Jy is aantreklik, jy is blessed, #, want jy het mense soos ek in jou lewe. Nee, ek speel, ernstig, jy moet nou vlieg, jy moet jou vlerke versprei en jy moet vlieg. My kind, daar is baie visse in die see. Is dit wat auntie gaan sê, honestly? Nee. Ek wil gesê het henne. Okay? Daar is baie henne in die hok van die lewe. Dis presies dieselfde. Dis van.
Kyk, van ons is blessed. Ja. Seker, ek wil nou nie name noem nie. Ja, moet jy dan nie. As jy dit sien, is jy trots op wat jy geskep het hier? Ek hoop jy sê blerrie ja, want dit is ongelooflik. Ja, ek dink mense het maar mense het daai ding van, dis wat ek vroeër ook gesê het, mense is altyd, jy weet jy's altyd skrik, jy hoop mense gaan daarvan hou. Jy hoop mense gaan vereenselwig. Is vir my moeilik om jy weet te sê. Maar ja, ek moet sê ek is trots op die Magda Lou karakter en die stories wat daarmee gepaard gaan. Dis vir my vreeslik lekker. Ek is baie dankbaar. Maar ja, daar is partymal ding wat ek is, jy weet, en dan, maar dan moet jy nie van die comments partymal moet jy nie lees nie, want dan gaan hy trots weer terug. Ja. Maar dan die meeste mense wat dit kyk, verstaan waar ek vandaan kom, en dis wat vir my so lekker is. Daai wat jy sê, meeste mense wat dit kyk, want ek bedoel, as ek dit nou so op sigwaarde moet vat, is dit gemik op 'n spesifieke konteks van mense, en ek bedoel, ek dink daai kom ons noem dit dan maar tannies, in die 90s en so, toe ons groot geword het, dis die tipiese Afrikaanse huishouding, maar dis die tipiese, en natuurlik gaan hulle daarmee vereenselwig. Het jy gedink dit gaan so breër, of tensy ek die enigste, of ek is dalk net 'n tannie, ek weet. Dalk is jy Magda Lou. Ek het my inner Magda, toe ek het gekyk het, maar dit was vir my so, ek het so baie daar uitgekry. Het jy gedink dit gaan 'n so breë gehoor aanhang? Nee, ek het nie besef dat en jong mense, jy weet jong mense wat skoolkinders wat nou begin na my en Hannes se show kom kyk en so, en wat ook gesê het, wat ek gesê het, kyk julle dit, dis sê ja Tannie, jy's nou cool. Ek sê wow, Tannie Magda is cool. So ek het nie gedink, maar wat hulle kan sien is, hulle kan dit sien in hulle ouers of in hulle ouers se ouers, jy weet dit is al by daai ouderdom. So ek het nie gedink dat so baie mense met dit gaan vereenselwig nie, maar ek dink dit is weer eens dit kom weer terug by daai menslikheid, en dit is elke episode gaan vir my terug na mense. Is daar 'n menslikheid ding wat ek daarin het, wat mense hopelik gaan raak, en maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie, ons almal stap dieselfde pad uiteindelik. Ja, en daai lewenslessies van Magda, maar waarom is dit maar op persoonlike lesse wat jy geleer het? Ja, ek dink ek sal so sit en skryf, en terwyl ek skryf sal van hierdie idees nou maar opkom. Partymal is dit waansinnig, jy weet, partymal sal dit, maar ek sal bijvoorbeeld langs sit en dink aan temas, soos bijvoorbeeld jy weet, as 'n boom val, maak hy geluid. As ek langs sit en dink aan daai tema, dan sal ek dink, maar as daar niemand is nie, maak hy geluid, dan dink ek, maar hoekom is daar niemand daar nie? Is dit nie dalk ook om die boom val nie? Weet, dit is so ja, partymal gaan my brein bietjie te ver met hierdie goed, en dan gebruik ek dit vir stories. Want jy skryf, jy het alles self. Is dit iets wat jy ook maar nog altyd wou doen, en wat dit is ook wat jy op 'n daaglikse basis doen? Jy skryf nie net Magda nie, daar's 'n rits ander goeters. Is skryf jou die kern, sal ek sê, amper vir jou? Ek dink skryf en acting gaan vir my so hand aan hand. Ek is nou in 'n seisoen van my lewe wat ek meer skryf. Ek geniet dit verskriklik baie. Dit voel of ek in 'n ander wêreld in beweeg as ek kan skryf. So dis vir my, dis regtig waar ek voel ek is amper die beste weergawe van myself. Ek hoef nie, jy weet, voor te gee of anders te wees. Ek kan net dit wat hier binne is, kan ek net laat gaan. En as mense daarvan hou, is dit great. Dit kan ek jou verseker. Net van, as jy nou so op die skryf, kan ons nou Magda iets, 'n boek oor Magda verwag op 'n stadium? Is daar iets? Dit is vreemd dat jy dit sê, want dis die droom. Dit is die droom nou, en ek sê altyd 'n droom in 'n pyplyn is, jy weet, dit voel vir my dit gebeur, dit hang net af hoe lank is die pyplyn. So die droom is om 'n Magda Lou boek te hê met dagstukkies, en dan nou uit daai hart van Magda. So snaaks, maar stof tot nadenke met elke dag. Ag, dis is my heerlik om met jou te gesels. Dankie. Magda nog vele meer wees. Wow. Hoor, sien wat ek gedoen het. Wonderlike werk. Ek kan ook. Welkom by Kibersake. Dit is altyd lekker om van julle te hoor op ons sosiale media. Vandag wil ons spog met ons Instagram volgers wat al sit reg. Jy sê dit so mooi. Oor die 20,000, né? Instagram. 20,000. En op daardie noot het ons vir julle uitdaging. Ons mik vir 25,000 followers teen April maand, wanneer Ontbytsake ons 26ste verjaarsdag vier. So gaan volg sommer dadelik ons Instagram bladsy as jy nog nie het. Instagram. Nou verlede week het ons Valentynsdag gevier met en Leon kon nie wag om sy hartjie baadjie te draai nie. Joy van der Walt het geskryf, Leon krop. Ja, krop. Jou baadjie is voorwaar baie spesiaal. Dankie dat jy nie skroom om daardie Valentyns gevoel te openbaar met jou baadjie nie. Ek is mal daaroor, hy dra sy hart op sy mou. Jy moet die onderbroek sien.
Dis 'n grappie. Ja, Ons nee, is ek nog wil- steeds op soek na 'n weeraanbieder. Verlede week het Elsie van die Jaarsveld haar eerste kans gekry en Nes hierdie week het sy haar baie goed van haar taak gekwyt. Debbie Botha het laat weet sover was almal briljant. Weet nie hoe julle gaan kies nie. Briljant. Hierna leefstylsake met Dr. Judy. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Dr. Judy Pretorius van Biomedical Emporium is hier en ons gesels vandag oor vitiligo. Het ek dit nou reg uitgespreek? Enigiets pigmentasie, vitiligo, hypermelanose, hypomelanose, albinisme, enigiets. Ja. So kom ons begin by die hyper en hypomelanose. Ek neem aan dit is eintlik te min of te veel melanien. Wel, kom ons vat nou Magda Lou, sy die perfekte hyper, of kom ons met solar lentigans, wat en hoekom mense hierdie pigment ontwikkel oor tyd is as gevolg van inflammasie. So oor die jare, soos wat jy ouer word, bou jy inflammasie op, jy word blootgestel aan hitte en temperatuur, en natuurlik ook, jy weet, omgewingsekstremiteite wat maak dat jy bietjie pigmentasie ontwikkel, soos 'n solar lentigan, wat jou vel beskerm. Maar hypo beteken, dit lyk so sulke wit vlekkies op jou vel, en dit is oordat jy te lang tyd in die son spandeer het, die vel se melanosiete, die melanien vervaardigende selle, kan letterlik nie meer jou vel beskerm nie. Hulle gaan eintlik dood, hulle vervaardig nie meer pigment nie, dat jy sulke wit vlekke, dis nie vitiligo nie, maar dit sê vir jou vel was so kwesbaar op 'n stadium gewees, nou het dit net ophou melanien vervaardig. Kan mens dit omkeer? Ek is bevrees nie. Jy kan dit omkeer as jy 50 jaar teruggaan en sonblok aangesit het en bietjie langmoue gedra het en so aan. Daar's ook nie eintlik behandelings daarvoor nie. So ek weet ek klink nou soos 'n doemprofeet, maar daar's geen behandelings daarvoor nie, behalwe dat 'n mens nou bewus wees, veral as jy ouer is, om jou kinders ten minste nou te beskerm en aan te veel sonlig bloot te stel. Ja, nou jy het gesê dit is nie vitiligo nie. Wat is vitiligo dan en hoe is dit anders as albinisme? So vitiligo is wanneer jy die groter vlekke op jou hele lyf kry. Baie mense kry dit in hulle gesig, maar groot vlekke oor die hele borskas, arms, bene, hande, so daar's regtig 'n intense kompleksieverskil en dit is meer te doen met die kwesbaarheid van jou immuniteit. So dit kan gebeur oor tyd wat jy hierdie vlekke ontwikkel, tipies mense wat sukkel met siektetoestande soos diabetes, MS, argemens onthaalwe, baie keer gaan mense net deur trauma en dan begin hulle vitiligo te ontwikkel. So letterlik die lyf skrik en dan presenteer dit so. Absoluut, en dan sal jy die groot kompleksieverskil tussen 'n donker pigment en 'n ligter pigment. En dan albinisme daarteenoor is geen pigment nie. So dis bietjie meer geneties. Jy word daarmee gebore. Jy kan dit tipies kry oor jou hele vel, jou hare, jou oë, en dit beteken maar net jy moet baie meer sensitief wees vir sonlig, want sonlig is die grootste element wat baie skade kan verrig. Weet jy, baie keer as ek na jou luister en veral nou vandag, dan klink dit vir my asof 'n dermatoloog soos jy baie nou moet saamwerk met ander spesialiste interdissiplinêr, veral as dit kom by sulke kondisies soos outoimmuun siektes wat dan in die vel presenteer. Doen jy dit soms? Ek moet nogal vir jou sê, oor die jare heen het ek gedink dit gaan soveel meer as net die kosmeties. Daar's geen manier hoe verskeie dissiplines, die estetiese medisyne dissipline, dermatologie en enige ander vorm van 'n dissipline nie met mekaar kan saamwerk nie, want baie dermatologiese ekspressie wat jy sien op die vel is gewoonlik sistemies. So sistemies het jy 'n sekere siektetoestand. Kom ons kyk na diabetes. Jy gaan ewe skielik sukkel met mystepeltjies, met vlekke, verskriklike gedehidreerde vel, argemens onthaalwe, en dan kan mens dit verder vat na selfs HIV, jy weet wat sukkel met Kaposi sarkoomvlekke oor die hele lyf. So daar's geen manier wat mens eintlik die in isolasie kan werk nie. Mens moet die verskillende dissiplines bymekaar bring, want die vel is 'n diagnostiese orgaan. Ja, soos altyd baie passievol. Dankie Dr. Judy Pretorius van Biomedical Emporium. Hierna is dit finansiële sake en daarby gesels met Willem Basson van die Efficient Groep. Vier 25 jaar van ontbytsake met ons digitale tydskrif. Dis 128 blaaie van gratis aanlyn leesgenoot of om af te laai. 'n
beperkte aantal harde kopieë, geteken deur jou gunsteling aanbieder, is ook te koop. Besoek ontbytsake.co.za en klik op Sakewinkel vir jou gratis ontbytsake aanlyn tydskrif. 'n Naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Maar Willem Mason, hy is die nasionale hoof van besigheidsontwikkeling by die Efficient Groep. Goeiemôre Willem. Môre Dawie. Baie welkom, lekker om hier te gesels. Altyd ons gesels vanoggend oor versekering en oor beleggings. Ja. Nou, die mense sê 'n polis is 'n polis is 'n polis, 'n belegging is 'n belegging is 'n belegging. Daar's niks anders nie. Die hele goed, almal is dieselfde. Is dit so? Kom ons begin sommer by hierdie twee pakkies droewors. As hulle ou nou so kyk, dan lyk hulle op die oog af sommer dieselfde. Selfs as 'n ou nou na die twee worsies kyk. Ek meen, hierdie een sal 'n ou nou sien, hulle lyk ongeveer 100% dieselfde, maar hy's 'n bietjie droër en as hom ryk 'n bietjie meer na rot. So kom ons los hom aan die ander kant. Hierdie een in teenstelling. Luister mooi na die detail. Hierdie worsie is gemaak uit sagte boutvleis uit van die bees. Soos jy hom daarvan hou, so 'n bietjie Percy skaapstert se vet ingewerk, geroosterde koriander wat dan fyn gemaal is, bietjie neutmuskaat, witpeper en dan natuurlik die sout by, maar groot belangrik, rooi druiwe asyn. Nou, proe gerus aan hierdie droewworsie. Jy sien, hy is tipies nou gemaak vir jou en na jou smaak en dis presies as ons gaan kyk na versekering en nou gaan kyk na beleggings. Jy kan of hom kry dat hy so lyk, maar dis nie werklik na jou smaak of na jou voordele gestruktureer nie. Ek en jy het nou baie rondgery. Weet ook ons dink net aan 'n ding soos korttermynversekering. Wat nou gebeur het daarso in George en in Mosselbaai en Hartenbos met die vure. Korttermynversekering vir daardie boere lyk totaal en al anderste as wat versekering gaan lyk vir die boer op Hofmeyer waar ons hierdie week 'n draai gemaak het, of selfs daar in die Bloupits waar daar argumente daar by die tafeldrywe wees. As daar 'n pakstoor afbrand, is die behoefte om die regte versekering in daai strukture te hê anderste as brand waar brand spring van een plaas na 'n ander plaas na 'n ander plaas en dan in 'n woongebied intrek. En dis die belangrike ding is dat as jy gaan kyk na versekering en gaan kyk na polis en jy gaan kyk na beleggings, dan moet dit doelgemaak wees vir jou unieke situasie en jou unieke omgewing. Jy het my nog gehelp om die regte wors te kies. Is dit dieselfde soos om 'n finansiële adviseur te kry om vir jou die regte polis en die regte beleggings te doen? 100%. Dis hoekom jy met 'n onafhanklike finansiële adviseur moet besigheid doen. Maar onthou, onafhanklikheid is dat jy gaan nie net 'n sekere produk of 'n voordeel by een maatskappy nie. As jy soos ons nou gepraat het in Hofmeyer, daar praat die ouens van generasie vir finansiële beplanning wat hulle moet doen oor generasies heen. Dan moet jy by verskillende maatskappye strukture gaan kry, dit bymekaar sit sodat daai behoefte kan aanspreek. En dieselfde gaan wees in enige ander plek. Vinnig, waar kry mense so adviseer? Weet natuurlik die top onafhanklike ouens kry daar by Efficient Wealth. So die nommer is daar op die televisie. Skryf ons 'n e-pos of bel ons of stuur dit 'n boodskap. Ons kom vinnig hier terug toe. Dan kry ons finansiële worsmakers wat vir jou ideale plan bymekaar kan sit. Willem Mason, die nasionale hoof van besigheidsontwikkeling by Efficient Groep, dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het. En ek dink die boodskap wat jy stuur, elke persoon is uniek en elke persoon, almal het nie dieselfde behoeftes nie, met die regte finansiële adviseur kry met jou help daarmee. Ons kyk nou na Passievol 2026 wat in April plaasvind en dan is dit daarna weer 'n keer Corlie se beurt. Nou die lamsbout was natuurlik maklik om te sny want dit was reeds ontbeen. Onthou dit is belangrik dat die lamsbout ook rus as dit uit die oond kom voordat jy dit sny. Want so 'n stuk vleis hanteer 'n mens natuurlik dieselfde as wat jy 'n stuk steak met daai vleissappe sou doen. Nou al die elemente is gereed en hier voor my en nou is al wat oorbly die opdiening. So ek vat my bord en dan hier's my gladde kapokaartappels. En ek sit so 'n skeppie en 'n half op en dan trek ek hom sommer net so.
En dan hier aan een punt vat ek so 'n groot skep. Ek wil nou net van alles op die bord kry. En sit dit hier aan die bokant en sien julle hoe mooi is my kleure nog hier in die groen van die groente. So nou vat ons die lamsvleis en ek gaan so 3 stukkies opsit. Ek doop hom net so klein bietjie in die sous en dan sit ek hom hierbo op. Kom ons bederf hulle met nog 'n stukkie. En dan kan jy nou natuurlik bietjie van hierdie vleissappe net so bo oor gooi en ek drup hom so hier op die bord en dit is dan sommer die garnering. Groenblaar hier aan die einde en 'n bietjie swart peper. Nou as ek hierdie gereg by die huis maak, bederf ek my mense altyd met 'n ekstra stukkie lekkerte en bo op hierdie lamsvleis sit ek dan nou natuurlik so ronde geroosterde murgbeen. Okay, nou nie so gesond nie, maar dit bly heerlik en lekker. Nou die bord lyk verseker na 'n bitter lekker bederf. Die resep is op ons ontbytsake webtuiste beskikbaar en dan net 'n herinnering aan Raymond se sakefokus. Daarna gesels Charlene met Gilbert Martin, stigter van die People of South Africa Foundation. Ontbytsake projekbestuurder Raymond Legrandsie doen 'n sakefokus in Heidelberg, Nigel en Balfour en hy nooi almal wat 'n besigheid in daardie omgewing het om deel te neem en vir die land te wys wat julle doen. Dit word op 16 Mei uitgesaai. Gilbert Mater is die stigter van die People of South Africa Foundation, soos wat ons gehoor het, en hulle verskaf droogtehulp, hoor ek nie. Vertel eers vir my van julle foundation en wat is julle missie? Môre Charlene. People of South Africa Foundation is daar om natuurlik die boere te ondersteun in droogtebrande en enige ander krisisse wat hulle self ondervind. Ons is ook 'n gewone humanitaire organisasie, so ons help kinders, ou mense en natuurlik jou diere en natuur waar ons ook saam betrokke raak. Maar julle fokus staan spesifiek op die Oos, die Noord en die Weskaap. Hoekom daar? Wat is die dringendste behoefte wat julle daar sien? Van daai gebiede gaan deur amper 'n dekade se droogte. Hulle het so effens 'n klein bietjie van 'n breek gehad in 24 en almal het gedink dit is verby. Ons het nou byvoorbeeld onlangs in die Weskaap 'n bietjie reën gehad. Ons is baie dankbaar vir die Here daarvoor. Maar dit is nie konstant nie. Ja. Dit is gebreek. Jy weet, hulle sit in 'n droogte toestand wat hulle besig is om hulle besighede te knou, hulle boerderye vou en ja, dit is verskriklik wat daar aangaan. So julle koop voer en diesel aan en verskaf dit dan en soms is dit gratis, so ek neem aan dit word gesubsidieer op 'n manier. Hoe werk daardie subsidieringsmodel in die praktyk? Ons het 3 maniere wat ons werk. Natuurlik is as mense soos wat julle nou onlangs vir ons geskenk het en waarvoor ons dankbaar is, kon ons nou, jy weet, halfte van die vrag kon ons dan bydra en die boere hulle self dra by tot die res, want anders kan ons dit nie volhoubaar doen nie. En daarvoor het ons 'n silostelsel gestig wat basies die boere saam inbetaal, ons kry skenkers, ons kry vervoermaatskappye of engine of 'n diesel besigheid of so ietsie wat dan bydra om dit so goedkoop as moontlik vir hulle te kan ondersteun. Want onthou, om te wag vir 'n skenking vir 'n vrag voer wat omtrent R120,000 'n vrag kos, dis baie geld wat moet gegaar word. So elke liewe stukkie wat bymekaar gesit word, is dit 'n, soos wat ons naam sê, People of South Africa, is 'n spanpoging tussen almal om daai te laat beweeg. So ontbytsake het nou die R50,000 geskenk, soos wat jy gesê het. So dit het nou gegaan na hierdie silostelsel wat julle geskep het. So skenkers kan regtig verseker wees dat die geld wat hulle vir julle gee, gaan vir die doel waartoe dit gemerk is. Korrek, ons is 'n PBO, ons is 'n volledig geregistreerde, geauditeerde organisasie. Bovendien al daai goed, geen van ons direkteure word betaal. So as jy R100 aan ons skenk, word R100 gegee aan die boer of R100 aan die organisasie wat ons ondersteun namens die publiek en mense soos julle. Jy het nou genoem dat dit nou onlangs bietjie gereën het en nou kan mense dalk terugsit en dink, dis mos nou alright. Julle het nie meer hulp nodig nie. Hoe draai jy daai boodskap oor dat julle nog steeds die People of South Africa nodig het? Kyk, dit is wat my hart so knou is en is 'n storie wat iemand van my vertel het. Waar een boer byvoorbeeld op sy plaaslyn gestaan het en gekyk hoe
die reën val op sy buurman. En hy het vir die Here gevra, wat het ek aan jou gedoen? Dis hoekom ons so passievol is om hierdie werk te doen, want mense verstaan nie, dit reën nie in die hele gebied nie, dit reën nie in Williston nie, dit reën nie in Janssenville nie, dit reën nie in Albertina nie, dit reën op 'n stuk, plekke reën het nie, en dit moet volhoubaar reën, so dit moet nou reën, dis nie soos Johannesburg, ons het elke dag water nodig, wat ons nie kry nie, ons weet dit ons nou, maar in die Kaap bijvoorbeeld moet 'n week reën val, en dan moet dit konstant oor die 2 weke weer val vir daai gras om te groei, en dit gebeur ongelukkig nie, so dis 'n troosting, maar dis hartseer. So, waar kan mense nou vir julle in die hande kry om op die eenvoudigste maniere, die gouste en die maklikste by julle betrokke te raak? Ons het ons webwerf, ek hoop dit is op die skerm, dit vat jy direk na ons skenkings kant, ons is bereid om met enigiemand te werk, om vennootskappe in te doen, want ons boere het regtig nou baie hulp nodig. Ja, baie dankie vir die werk wat julle doen, en ek hoop daar gaan sommer 'n klomp e-posse en boodskappe na julle toe deurstroom wat hulp aanbied. Dankie Gilbert Martin. Hierna is dit Dawie se beurt om met ons gas Desiree Gardner te gesels. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Safair, vir die liefde van vlieg. My beurt om met ons gaste praat. Ek kon nie wag hiervoor nie. Ag, ek ook. Hoor ek wou nou nie gepraat het oor Magdalou nie, want jy het nou klaar oor haar gepraat, maar ek het nog gekyk na die insetsel en dis my ek met die karakter is so 'n spesiale karakter. Sy soos ek jy nou gesê, sy sit haar voet elke keer ernstig daarin. Ja, sy sit haar voet daarin in haar mond en dan besef sy wat sy verkeerd gesê het, maar dan sy 'n manier om daai ding wat sy verkeerd gesê het om te draai, dat dit eintlik nou die regte ding word. So. Ja. En dan raak 'n deel van die tema en die stof tot nadenke soos ek vroeër gesê het. Julle gaan nou KAK toe ook en in die bos toe, vertel ons vinnig daarvan. Ja, so dis ek en Hannes van Wyk, ons toe doen Maandpa. So die show se naam is Magdalou, how low can you go? How low can you go? Dis die twee van ons. En ja, dan doen ons nou, ons het laas jaar ook nog eens met dit getoer, en hierdie jaar toer ons met dit, en ons doen nou KAK en in die bos, en dis my so lekker om saam met Hannes dit te doen, en ons is daar, en ons is op die verhoog, en ons is saam met die mense, en hy loop tussen deur die mense, net soos wat pa kan, so dis vir my baie lekker, ding, weet so of 'n ekstra been van die show, om dit ook saam met Hannes dan nou kan doen, die teaterwêreld deel daarvan. Ek wil nou by jou persoonlike lewe uitkom, so jy het nou, daar's 2 kids, né? Ja. Vertel my van hulle. So, my seun James, hy is 13, so ek het 'n hoërskoolseun, so ek is eintlik 'n tannie vir almal. Ek gesê ek is nou met 'n hoërskoolkind as jy mos 'n tannie is fair game. En so ek is nou aan Magda, en dan my dogter Robin, sy is nou 9 jaar oud. En julle bly in die kus? Ja, ons bly in Groot Brakrivier. Dit is so lekker daar. Ons is nou al amper 5 jaar daar. Wonderlikste mense, so 'n wonderlike gemeenskap wat mekaar ondersteun en help, en klein dorpie. Ek geniet dit nogals. Ek het in Bloemfontein ook groot geword, so ek geniet daai idee van klein dorpie. Ek hou van die stad. Maar ja, so ons is daar, ons is gelukkig. Maar dis nou nodig om 'n behoorlike ondersteuning basis te hê, want jy skort kort weg nou. So hoe werk dit? Ja, so as ek moet wat nou lekker is ek kan skryf en ek kan subtitels doen, en so, en dit doen ek van die huis af. Maar wanneer ek en Hannes toer met die show, of wanneer ons gaan skiet aan Magda met tye, dan is my ma en my pa daar. Hulle is regtig waar, hulle is die wonderlikste ondersteuningsnetwerk, want hulle is soos my kinders se tweede huis. En hulle ondersteun en help my so verskriklik baie. So, en hulle bly net 'n entjie van my af weg. So ek kan net sê, Mommy, Daddy hierdie tyd, en die kinders geniet dit om by hulle te wees. So ek is so dankbaar vir hulle in my lewe. Leon het nou gepraat met jou en toe het hy die woord seisoen gebruik. Ja. Jy's nou in 'n sekere seisoen in jou lewe, en daai seisoen klink dit my soos 'n skryfseisoen. Ja, ek dink nogal so. Hierdie is my tyd wat ek regtig pen op papier wil sit, spreekwoordelik is eintlik getik, maar dis my so lekker tyd, want dit voel vir my dis 'n tyd waar ek alles binne in my, alles wat ek daar buite wil kry, nou wil doen. Mens weet nooit wat in die volgende seisoene gaan gebeur nie. Ek het altyd gedink mense is kind en mense is groot mens, en toe besef ek nee, jou lewe is hoofstukke. En die hoofstuk waarin ek nou is ek dink 'n tyd waar ek myself ook beter leer ken, en dit wil ek half doen deur te skryf en deur meer van myself te leer, en te hoop dat ander mense ook met daai, jy weet, seisoen kan
kan vereenselwig en dan nou veral as Magdalou. Weet jy, as ek nou ek dink daar's baie mense wat so kyk na 'n skrywer is mos so halwe soos 'n kluisenaar, jy weet. Hulle sit daar op hulle eie en hulle doen hulle eie. Is jy so 'n tipe van skrywer? Ja, ek is definitief 'n deel van my wat 'n kluisenaar is. Ek dink hulle het eendag gesê daar's 'n nuwe persoonlikheidstipe. Ek dink dit is 'n introvert. So jy's 'n ekstrovert tussen mense. Ek dink dis die woord. 'n Ekstrovert tussen mense, maar totale introvert as jy het jou batterytjie wat jy self moet. Jy maak jou battery by laai jy alleen by jou huis. Ja. Waar die ekstrovert kry mos hulle battery laai by ander mense. En ek dink dis wat so ek kan definitief ek is lief vir mense, ek geniet mense, maar ek sal definitief baie maklik 'n kluisenaar kan word. As ek sit en skryf, dan gaan ek in my gedagtes in. Introvert. Ek dink dit is 'n introvert. Dus ek sê dit ook nou heeltemal verkeerd. Ek is 'n bietjie baie meer van 'n soort van ook 'n stil tipe mense, introvert tipe mense. Maar jy's nou die eerste introvert wat ek nou ontmoet het. Maar nou moet ons klaarmaak. Ons moet nou klaarmaak. Baie dankie dat jy by ons het draai gemaak het. Ag, dankie saam met jou te kuier. Dit was baie lekker vir my ook gewees in hierdie kos. Wat 'n lekker bederf. Baie dankie vir ja. En dankie, ons stuur nie Leande weg nie. Oh. Ons stuur jou hier met 'n bitter lekker Boot and Rally wynsak met hierdie Leeuwenkuil Heritage Syrah. Jy Syrah en eet lekker Ek Syrah en eet, ja. En 'n bekertjie, ontbytsak bekertjie. En Sjoe, no. getekende. Dit is natuurlik jou jy met hom raam. Ek gaan hom Ons het verseker hom raam. almal geteken vir jou. Ag, dit is 'n ongeluk. Ag, julle baie dankie. Was heerlik. Net weer eeltjie en beeltjie daar. Volgende week is dit ons begrotingsprogram en ons praat met 'n belastingkundige en met die ekonoom professor Jannie Rousseau. Ja. Kan nie wag daarvoor nie. Die hoogtepunt. Kan nie vir Jannie. Kan nie vir Jannie. Op Magda. Op Magda. Ja. My kinders. Kinders. Cheers vir julle ook. Dankie, dit is so lekker om hier Daai te twee wees. kies is eeltjie en beeltjie. Eeltjie en beeltjie. Ja, julle twee met julle woordspelings. Julle pas by mekaar. Moenie maar. Dankie Corlie. Ja, baie dankie. Kos kry die naweek nie. Dis hoekom ek maar vir jou sorg. Baie dankie. Wat 'n Vrydag. Ja, ek weet dit. Nou volgende week begroting. Ja. David, ek sien uit om na jou te luister volgende week vir die eerste keer hierdie jaar. Is dit? Bye julle. Bye.